teiken op my voorkop. En dit het gekom na aanleiding van 'n artikel wat ek geskryf het in Rapport oor die rassewal wat moet breek. Een van die prominente lede van hierdie klein groepie verligte Afrikaners het hierdie teiken op my kop gesit, omdat ek gesê het dat die raswal moet breek, want ons moet die ekonomiese energie in Suid-Afrika losmaak. Nou hierdie standpunt van my is 'n standpunt wat ontvanklik is vir byna alle Suid-Afrikaners, behalwe 'n klein groepie elite wat plunder. Ons het nodig om die latente energie van die ekonomie los te maak. En dit wat dit keer, byvoorbeeld raswalle, moet weg. En daarvoor kry ek 'n teiken op my voorkop. Die vlak van debat moet ons beskerm. Ons moet ons gemeenskap se oop gesprek in beskerming neem. Indien daar enige vorm van geweld in die gesprek ingebring word, dan moet ons dit stop. Indien dit gebeur dat mense aangeval word en nie die saak of die debat nie, dan moet ons dit stop. Ons moet dit met wortel en tak uitroei. Ons moet die oop gesprek in beskerming neem. Maar daar het toe nog 'n groepie uit hierdie spesifieke nuwe stem wat ons hoor, die verligte stem gekom en toe ingetree vir die crazy man. En hulle sê toe, maar wag 'n bietjie, hierdie is nie 'n teiken nie. Dit is 'n teken dat ek gecancel moet word. Dis hulle verweer. Ek moet gecancel word. Nou die kanselleerkultuur is eintlik 'n andersoortige geweld wat gepleeg word teen 'n individu. Dis ook iets wat ons net eenvoudig nie moet toelaat nie. Wat daardie kanselleerkultuur eintlik sê is, ons luister nie meer na 'n stem nie. Ons maak die stem stil. Die oop gesprek sal sê dat indien daar 'n swak argument is of 'n ongeldige argument is, dan vervang jy hom met 'n beter argument. Hulle sê nee, jy vervang die persoon. Nou dit lei later daartoe dat jy naderhand sê dat jy mag nie gehoor word nie, dan jy hoort eintlik nie hier nie, en dan selfs jy mag nie meer bestaan nie. Nou in my geval is ons nie naaste my daar nie, maar Charlie Kirk, hy het dit beleef in die mees radikale vorm, van jy mag naderhand nie meer bestaan nie, en dan is daar selfs 'n regverdiging daarvoor, want dit is mos teen die bose, dis hoekom ons jou moet cancel, dis hoekom jy 'n groot rooi teken kry, jy word gecancel. Dit mag ons nie toelaat nie, ons mag nie toelaat dat dit op enige manier 'n vasdra plek kry binne in ons gemeenskap se groter debat nie. Ons mag nie mense demoniseer nie. Nog 'n baie prominente lid in hierdie gemeenskap skryf in reaksie hierop dat die solidaritetslede is halfgeskoolde fasistiese ploerte. Hoe op dese aarde kan jy vir my laat sê, hy is 'n halfgeletterde fasis, as jy nie eers my lede ken nie. Ek ken my lede. My lede is mense wat ongelooflik hard werk in moeilike omstandighede en wat verskriklik gefrustreerd is oor dinge wat met hulle gebeur. Nou in hierdie geval ken ek die persoon, ons het met mekaar gekommunikeer en ons gaan koffie drink. Ons moet dit uitsorteer.
Maar die spieël word ook opgetel vir elk van ons. Waar ek nou sê, dat hier is 'n groep wat 'n kruis op my kop gesit het, moet ek ook sê, dat ek moet ook self versigtig wees in die manier hoe ek dinge hanteer en sê, moet ons dit altyd doen binne die gees van die oop gesprek. Dit geld vir almal van ons, ook in ons kommentare. Ons moet die oop gesprek beskerm. Ons moet ons ook nie skuldig maak aan beledigende taal nie. Ons moet altyd sê, ons moet binne die grense bly van wat aanvaarbaar is. Beteken nie ons mag nie kwaad word nie. Dit beteken nie ons mag nie ons mening gee nie. Beteken nie ons mag nie ons frustrasie oordra nie. Ons moet dit om die waarheid doen. Maar ons moet dit verantwoordelik doen. Die solidaritetslede het nie gekansel nie. Hulle het gekies. Binne die groter solidariteitsbeweging het 600,000 mense die solidariteitsbeweging se instellings gekies. Hulle het nie teen gekies nie. Hulle het nie rooi kruise getrek oor mense se koppe nie. Hulle het gekies om mekaar te beskerm. Solidariteit kies om ons mense in die werksplek te beskerm. Hulle het gekies om te bou. Akademia, Soltech, nog meer. Hulle het gekies om te veg teen onreg, soos die rassewette, nasionale gesondheidsversekering en meer. Hulle het dus gekies om hier te bly en dan te veg en te bou om dit moontlik te maak vir ons kinders om nog eendag hier te wees. Dis wat ons gekies het. Dis nie cancel nie. Dit is kies om die regte ding te doen. Daarom gaan ons voort om te bou. Daarom gaan ons voort om te beskerm. Daarom gaan ons voort om te veg. En al het ek nou 'n rooi kruis op my kop, teken of teiken, ek gaan voortgaan saam met almal van julle om die raswette in Suid-Afrika te beveg. En ons gaan daardie raswal kap, stukkie vir stukkie, tot dit breek, Rooikruis of nie. Solidariteit het 'n stewige teenwoordigheid op sosiale media. As jy meer programme soos hierdie potsending wil sien, besoek Solidariteit se sosiale media. Dit is nou op Spotify, YouTube, Facebook en oral op sosiale media.